'n privaat aangeleentheid, geskryf deur Stefans Coetzee, voorgeles deur Karen Loots. C-punt, 2 minute voor 8. Julle moes dit nie gedoen het nie. Johan, 57 jaar oud en glad geskeer, haal sy bril af en verskuif die magneetboekmerk voordat hy die sagte handboek toemaak. Onskulde staan in groot hoofletters bo die sinkende motor onder die skrywer se naam. Vergifnis, vergelding. Wat hierin sal jy kies as iemand 'n onvergeefbare sonde teenoor jou pleeg? Het 'n resensent op Blitnet gevra. Die resensie het hom nie net aangespoor om die boek te koop nie, maar ook om die afspraak met sy afperser na te kom, iets wat hy in sy beroep normaalweg nooit sou oorweeg nie. Hy vee sy duim en wysvinger oor sy oë, haal diep asem en blaas dit dan stadig uit. Deur meditasie het hy die tegniek ingeoefen. Dit was 'n privaat aangeleentheid, mymer hy. Gee net ons geld. Hy klink desperaat. Die jong man met 'n moesie op sy regterkantste wang vat Johan se glas. Hy drink dit in een teug leeg en slaan die glas hard op die kroegtoonbank neer. Barman, sit die TV harder en refuel. Johan weet hoekom. Dit is om moontlike afluisterapparate te kortwiek en sodoende die gebruik daarvan aan hofsaake uit te elimineer. Dink hulle regtig die saak gaan aan die hof draai? Op die TV-skerm lees hy die nuusopskrif. Skatryk sakeman huur hitman om sy dogter se ontvoerder op te spoor. Die polisiekommissaris beloof vervolging, nie net op die booswig nie, maar ook die sakeman. Die publiek ondersteun hom, sê hulle sou dieselfde doen. Dit is tyd dat ons geregtigheid in ons eie hande neem, is die algemene gevoel. Hy wys na die skerm. Agter Moesie troon 'n kaalkop. Sy lippe trek 'n reguit lyn. Tatoeëermerke hardloop oor bultende spiere. Sonop, dollartekens en 'n draak wat vuur spoeg. Die vuur verander in dansende spooke. Seemeeuwe kry seker buite, maar die TV oordonder alles. Die reuk van fynbos en seesout hang in die lug. Johan sit sy bril terug, trek swart leerhandskoene aan en kyk Moesie waterpas in die oë. Ek dink daar is 'n misverstand. Die enigste misverstand is dat jy die verkeerde kind gespyker het. Moesie se stem klim in toonhoogtes en eindig in 'n skreeu. Jy! Nog 'n kind? Op 30? Ek kon jou kind gewees het. Die man klink hysteries. Johan haal 'n koevert uit sy baadjiesak. Dit is dik en met 'n rekker om die middel gebind. R15.000 soos jy gevra het. Hy stoot die koevert oor die tafel na die kroegman. Hy leun dan oor na aan Moesie, so naby dat sy asem hom soen. Jemmel, hoe het hy nie hierdie ken wang en nek gesoen nie? Die misverstand, sê Johan, is dat jy dink ek gaan toelaat dat 'n snotneus my afpers. Ek het vir 'n diens betaal en dit gekry. Hy skud sy kop. Jy kan die video wys vir wie jy wil. Kaalkop storm nader en slaan sy hande op die kroegtoonbank. Sy asem ruik na knoffel. Nou waarvoor is jy dan hier? En hoekom gee jy ons geld vir hom? Afpersers sal 'n koei aanhou melk, al het sy net poeiermelk oor. Johan kyk vir die kroegman. Laasgenoemde sit die vatdoek neer. Ek gaan pis, sê hy toonloos. Die Kaap van storm se geweld bars bo oor die skiereiland los. Weerlig bliksem. Ek besef dit is nie die eerste keer dat jy iemand tydens 'n intieme oomblik verfilm en later afpers nie. Johan hou sy stem kalm. Daarvoor is jy gans te professioneel. 'n Mooi gesiggie om die ou mans te aas en 'n spiertier om seker te maak almal betaal. Sy wysvinger beweeg soos 'n pistool van die een na die ander.
Julle kies self die hotel, want met 'n paar rand onder die tafel kan julle in en uitgaan soos julle wil. Die opsigter weet nie eens van die videokameras nie, of hoe. Anders moes julle die geld in 3 verdeel. In die spieël glinster die kroeg se naam in neonletters. 'n Oomblik van stilte daal neer. Wanneer Johan hulle lank genoeg laat wriemel het, sê hy: Ek vermoed verder dat julle 'n string ou mans soos ek lewenslank aan 'n lyntjie hou. En dit is waarom ek hier is. Kyk hoe bewe my broek. Mossie se hande vibreer in die lug. Sy asemhaling is te vinnig. Hy's bloedrooi in sy gesig. En wat gaan jy doen, ou toppie? Die trilling in Kaalkop se stem verraai sy vrees. Sy onderbewussyn sy nou al na die tekens van 'n vreesbevange slagoffer soek en kon dit nie kry nie. Dit sou gevaarligte in sy Kaalkop aktiveer, maar sy spiermassa het hom oor die jare vals sekuriteit gegee. Daarom het hy nooit geleer om na sy 6ste sintuig te luister nie. Jou probleem is dat julle dink ek is 'n regter. Hy kan sien hoe hulle na mekaar loer. Ek is, maar nie op die manier wat julle dink nie. In my beroep vonnis ek mense ter dood. Johan staan op. Van agter sy rug verskyn 'n vuurwapen. Die knaldemper is reeds vasgeskroef. Maar ek doen dit nie in die hof nie. Die 2 afpersers snak na hulle asem. Mossie se armsappel spring trampolien. Kaalkop sweet. Ek's 'n professionele sluipmoordenaar, maar ek hou nie van daardie naam nie. Ook nie van die woord hitman nie. Ek verkies kontrakteur. Hy knik na die TV. Ek is genader om klein Nadia te vind en seker te maak haar ontvoerders, jy weet, raak nooit weer aan 'n kind nie. Johan glimlag. Na so 'n missie moes ek van die spanning ontslaa raak. Hy swaai die pistool na Mossie. Jy was my weerligafleier. Daarvoor het ek jou baie goed betaal. Hoekom sou jy meer wou hê as 'n uur se werk? Mossie se gesig pingpong tussen die TV en pistool. Sy onderlip bewe. Johan knik na die toilette. Ek het vir die kroegman julle geld gegee, sodat hy my gesig kan vergeet. Ek dink julle is deel van die groep mensehandelaars wat klein Nadia ontvoer het. Sy dogter is 6. Paas verstaan wat ek doen. Johan pers sy lippe op mekaar. Hy laat sy woorde insink. Hier is die kameras in die kroeg nie, ook nie buite in die straat nie. Dis juis hoekom julle hierdie kroeg uitgekies het, om my te ontmoet. So ek is glad nie bekommerd dat iemand ons saam gesien het nie. Bovendien, kry die polisie of iemand wel later julle video, gaan hulle dink ek was een van julle arme slagoffers. Ek sal sê ek het betaal soos al die ander mans. Case closed. Mossie gebruik die skepper se naam eilik. Sy knieë knak. Kaalkop raak spierwit. Dit lyk of hy wil opgooi. Die donderslaa bliksem buite. Mossie se hande vleg saam in aanbidding. Sy groot hemelblou oë, wat soveel mans nader gelok het, is nou papnat. Asseblief, ek's te jonk om dood te gaan. Dit was sy idee. Adam, Eva en die slang, sê Johan pynsend. Ek stel nie belang in wie se idee dit was nie. Ek's net hier om seker te maak die ander mans word nie verder afgepers nie. Mossie sê, jy kan die video kry, verniet, gratis. Johan druk die vuurwapen teen Kaalkop se kop en ruik die skerp geur van die urine. Ek soek al die video's. Hy sê dit saggies, maar beslis. Die 2 afpersers kyk vlugtig vir mekaar. Dit is nie die gewone kyk van 'n vooraf goed uitgewerkte leuen nie, maar een van angs. Doodsangs. Ons delete hulle gewoonlik nadat ons dit vir die mans gewys het,
sê Moesie. Kalkop se kop knik soos 'n dashboardmannetjie op 'n grondpad. Johan oordik dit en sê dan: "Ek glo julle nie. Julle het nou net gesê ek kan almal kry. Verniet, gratis." Hy haal die moordwapen se hamer oor en druk die veiligheidsknip met sy duim af. "Ek sweer, ek sweer." Nou is daar trane. Dan weer Moesie se pleidooi. Skaars hoorbaar. "Ek sweer." Die TV raak ook stil. Net die kroeg se horlosie wat die sekondes aftik is hoorbaar. Dit klink soos geweerskote. Tik, tik, tik. "Los julle selfone en skort," sê Johan uiteindelik. "As ek julle weer hier rond sien, sal ek nie so genadig wees nie." Hulle huiwer. Hy druk die geweer effens nader aan Kalkop se skedel. Versigtig haal die twee hulle fone uit hul sakke. Ewe versigtig word dit neergesit. "Effof." Sy woorde is skaars koud. Toe hol die twee na die uitgang. Kalkop hardloop 'n stoel uit die pad. Struikel, maar herwin sy balans voordat hy kan val. Hy swets van die pyn. Die twee skram teen mekaar om eers by die deur uit te kom. Die kroegman verskyn langs Johan en rus sy hand op sy skouer. Oor die TV se lawaai sê hy: "Dit lyk of hulle jou geglo het." Johan sit die pistool op die kroegtoonbank neer. Hy blaas sy asem stadig uit. "Ek was so bang hulle sien dit is 'n replika." "Jou gewone vir jou senuwees." Hy tel ons skulde op en lees die agterkant. Die moeite werd om te lees. "Maak dit maar liewer 'n dubbel vanaand." Hy sit sy bril op. Die boek gaan definitief op 'n kortlys of 2 beland. Hoe ek hierteen gaan kompeteer, weet ek nie. "Jy het vir my baie oortuigend geklink." Hy skink Johan se gewone vodka. "Dalk moet jy vanaand se gebeure vir een van jou boeke gebruik. Dan kan jy my seksie uitbeeld." Johan krap sy kop en proe aan sy drankie. Hy vryf oor sy hare. Die nuusberig kon nie op 'n beter tyd gespeel het nie. Dit het geloofwaardigheid in my storie gegee. Ek kan nie glo hulle het my geglo nie. Die kroegman sit die koevert langs Johan se leë glas neer. Johan stoot dit terug. Die kroegman vat dit nie, maar vra: "En die? Ek dog dit is om kleur aan jou storie te gee." "As Nini moet uitvind." Hy skud sy kop. "My huwelik sal dit nie oorleef nie." "Dit is om stil te bly oor die jong man."